Welkom saam met my, Brunilde de Tooy, in die program van Aangesig tot Aangesig. Dit is 'n wonderlike geleentheid om vanmôre te kan praat oor troos vir die moedelose. 2 Korintiërs 4 vers 11 tot 18. Om hierdie rede word ons nie moedeloos nie. Al is ons uiterlik besig om te vergaan. Innerlik word ons van dag tot dag vernuwe. En ek wil stil staan by van dag tot dag vernuwe. Ek het aan die begin van hierdie jaar 'n nuwe ding onderneem om elke dag te wag vir 'n skrif vir die Here. Elke dag vir daai dag vir 'n skrif te wag vir die Here. En ek is so opgewonde om te kan sê, hy het my nog nie een dag gelos sonder dit. Elke dag was daar nog vir my 'n skrif om aan te kon vashou vir daardie dag. So waarvoor jy hom vertrou, daarvoor kom hy deur vir jou. En as ons hier gaan kyk in Korintiërs, dan Paulus glo nie aan tou opgooi nie. Wanneer dinge vir hom te warm raak, beroep hy hom op die opstandingskrag van Jesus Christus. As hy dreig om moedeloos te raak, as dit vir hom te veel word en hy voel, die dinge druk hom vas, dan sit hy sy hoop terug op die heerlikheid wat vir God se kinders wag. Jy weet, op die volheid van die waarheid van sy woord, op die uiting van wie Christus is en wat hy vir ons kom doen het. Daar is sommer baie dinge wat 'n mens moedeloos kan maak. Ek en jy weet, die lewe wat ons in leef, dink ek is baie makliker om moedeloos te wees as positief soms. Soms is dit siekte en hartseer. Soms is dit hoe dit verval in ons woonbuurt of in ons dorp. Soms is dit erger dinge. Soms is dit verhoudings. Soms is dit sommer net finansiëel by die werk moeilik. Soms kom daar teleurstellings oor ons lewenspad waarmee ons nie kan vrede maak nie. Moeilike dinge wat ons net nie uitgewerk kan kry nie. Soms is dit kritiek van mense wat ons wil laat boelie en oorgee. Dat jy voel, jy kan net nie meer nie. Daar is nie meer hoop nie. Maar vir die Christen is daar een troos wat soos 'n net om die totale som van sy moedeloosheid gegooi word. Jy weet, om totaal omvou en niks kan jou ruk uit die hand van God nie. Dit maak nie saak hoe sleg dit uiterlik met ons gaan nie. Innerlik word ons dag na dag vernuwe. Juis omdat dit so moeilik gaan, kan ons hoop vestig op die ewige lewe wat vir ons wag. Jy weet, hierdie is net tydelik. Hierdie gaan nie vir altyd hou nie. Dit gaan nie vir altyd so wees nie. So vergewe vinnig, hê gou lief, hê diep lief. Troos, want hierdie is nie vir altyd nie. Jou probleem mag dalk nooit jou geloof laat minder word nie. Maar, weet jy, soms is dit swaar. Dit dra in jou so gewig dat jy op niks anders kan fokus en vorm nie. Ons swaar kry in hierdie lewe is maar gering en gaan verbygaan. En Paulus skryf ook in vers 17, maar dit loop vir ons uit op 'n heerlikheid wat alles verreweg oortref en wat ewig bly. So die oorwinning in Christus bly vir ewig. So wanneer hierdie verbygegaan het en ons in die ewigheid saam met Christus is, maak hierdie nie meer saak nie. Wanneer jy weer moedeloos wil word, eien jouself hierdie stuk troos toe. Dit is nie nodig om moed te verloor nie. Christus vernuwe jou van dag tot dag. En wanneer jy gaan sit en wag dat hy vir jou 'n woord gee vir elke dag,
al moet jy 'n halfuur vroeër opstaan, sal jy sien hoe hy deurkom en hoe hy jou dra. En binnekort gaan jy al jou swaar kry vergeet en dan gaan dit vir jou oorwees. Die probleem mag dalk nog daar wees, maar binne in jou lig daai las. Dis beloof God jou in sy woord, dat hy altyd daar is vir jou en jou nooit sal begewe en jou nooit sal verlaat nie. Nou met die wete dat hy my en jou nooit gaan los nie, wil ek vanmôre jou aanmoedig om te sê, werp jou hele las op hom en kry ware rus vir jou siel en wie Christus in jou is, wat hy vir jou kom doen het en wat vir jou wag na hierdie. En moenie hierdie so gryp as jou alles en jy klou aan hierdie lewe en arme jy en arme jy en arme jy nie. Maar vat hierdie en laat toe dat dit jou kom verander, vir jou kom wys hoe om te groei in standvastigheid om vas te hou aan God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Hoe om jou karakter neer te lê, jou vlees. Jy weet, ons het so maklike spreekwoord wat ons vir mekaar sommer baie keer so half nasty rag kan sê. Die to the flesh, brother, it's still in there. Maar gaan dink 'n bietjie daaroor. Wanneer jy nie kan vrede kry met 'n saak nie, beteken dit dat in daai area het jou vlees regop gespring. Laat toe dat die Here dit kom genees, sodat jou vlees kan gaan lê en sy gees in ons gestalte kan vind. Hou maar op met huil. Jy hoef nie meer te huil nie. Die Here sal jou genadig wees as jy na hom roep om hulp. Hy sal jou gebed verhoor sodra hy dit hoor. Jesaja 30 vers 19. Elke Christen beleef soms tye van hartseer. Tye waarin ons die troos van die Here brood nodig het. Dis is in sulke hartseer dae dat die profeet Jesaja die volk van die Here kom troos. Hy sê dat hulle maar hulle trane kan afdroog. Dit is nie meer nodig om te huil nie. Die Here het hulle wel in die verlede laat honger en dors ly, maar dit is nou oor. Dit het soms selfs vir hulle gelyk asof God afsydig teenoor hulle gestaan het. Asof hy nie omgee dat hulle hartseer is nie. Maar hy het dit gedoen omdat hy hulle wou leer. In vers 20. En baie van hierdie goed, as ek en jy net kan besef, my vlees is nog te lewendig en daarom kry ek nou swaar in hierdie area. Maar as ek my vlees nou leer neerlê en ek leer om dit agter my te sit, dan kom ek los van dit wat ons amper die Here wil die skuld gee dat hy nie na ons kyk nie, maar dan groei ek waar ek die diepte van sy waarheid ontdek. Jy weet, daar waar ek weet dat ek weet dat ek weet, hierdie is net tydelik. Ek gaan eendag vir ewig leef en daar is geen siekte, geen lyding, dit bestaan dan nie meer nie. So hier moet ek leer om klaar te kry dat dit 'n houvas op my kan hê. Die Here wil vandag ook jou trane kom afdroog. Hy weet waarom jy hartseer is. Hy wil jou 'n kosbare lewensles leer deur hierdie stuk hartseer in jou lewe toe te laat, maar ook uit te sorteer, sodat jy sterker kan word en kan groei nader aan hom. Miskien wil hy jou leer dat jy nie op jou eie krag kan staatmaak nie, maar op hom moet vertrou. Moenie meer huil nie, is die boodskap uit sy woord. Die Here sal jou genadig wees. As jy bid, sal hy jou gebed verhoor,
sodat hy dit verantwoord en heel kom maak in jou. Is jy hartseer en moedeloos? Vertel God van al jou probleme. Wag vir hom vir jou raad. Hy wil graag jou trane afdroog. Hy wil jou vertroos in jou hartseer. En hy wil jou weer sien uitbundig lag. Hy wil jou gebede verhoor. En sommer nog vandag. So, gee hulle vir hom, jy weet, maar ons vat so maklik die pakkie weer terug. As ons sê, Here, ek gee dit vir u. En ons loop uit by ons huis, dan vertel ons vir die eerste mens, dit gaan so swaar. Verander die woorde op jou tong. Die Here is my goed. Hy ken my saak en hy is besig om dit vir my uit te werk. Dit sou 'n beter stelling wees. Vreugde in die môre, soos in Psalm 30. Waarlik, sy troon duur net 'n oomblik. Sy toren, duur net 'n oomblik. Maar sy goedertierenheid lewenslang. Gister was daar nog trane en vanmôre lag ek alweer. Psalm 30 vers 6. Snags word dit donker. Dit is 'n feit wat ons nie kan wegredeneer nie. So, baie keer voel dit soos nag in jou lewe. Maar na die donker volg die dagbreek. En as altyd 'n dagbreek. Terwyl die nag op sy donkerste is die nuwe dag baie naby. Jy weet, dit is nie baie lank dan voordat die son begin deurbreek nie. So verseker die spreekwoord ons. In die lewe van elke gelowige is daar noodwendig swaar kry tye. En niemand spring dit vry nie. Almal is iewers verwerp of seer gemaak of te nagekom. Dis maar ons ou mensdom hoe ons groei, nê? Ook in jou eie lewe kan jy sulke tye te wagte wees. God beloof ons nêrens in die hele Bybel dat hy sy kinders van swaar kry sal vrywaar of bewaar of weghou nie. Maar hy beloof wel dat hy by ons sal wees in die swaar kry tye. Dat hy weer 'n dagbreek sal gee na die donkerte. Daar sal weer 'n son vir my en jou opkom. Dit sal weer skyn en dit sal weer somer wees in ons lewe. Dat hy ons sal vashou in ons tyd van beproewing. Jy gaan nie alleen daardeur nie, hy gaan saam met jou daardeur. Wanneer daar donker tye in jou lewe aanbreek, kan jy op God vertrou, altyd. Hy's altyd daar met 'n antwoord. Hy sal jou troos en jou weer uitkoms gee. Die swaar kry hier op aarde is maar van korte duur. As jy dit vergelyk met die heerlikheid wat daar vir ons sal wag in die hemel, wat vir altyd en altyd gaan aanhou en aanhou. So, okay, staan dan sterk, vertrou op God, hou uit, hou net uit en hou net aan. Miskien belewe jy op 'n oomblik die troon van God, 'n oomblik wat hy aan jou verskyn, 'n oomblik wat hy jou kom bederf, maar sy toren duur net 'n kort rukkie en sy goedertierenheid vir sy kinders duur lewenslank, vir altyd en altyd. Binnekort sal jy weer saam met die skrywer van Psalm 30 kan getuig. Gisteraand was daar nog trane en vanmôre lag ek alweer. Hemelse Vader, baie dankie vir die nuwe moed wat U gee wanneer ek moedeloos word. Dankie vir die troos dat my swaar kry van die oomblik gou sal oorwees en dat die hemel hierna vir my wag. Hemelse Vader, dankie dat U weet waaroor ek vandag so hartseer is. Here, gee dat ek die les wat U my met hierdie stuk swaar kry wou leer, sal verstaan en hieruit sal groei. Dankie dat
U nou my trane wil afdroog en my gebed sal verhoor. Hemelse Vader, dankie dat U na elke donker nag weer 'n dagbreek gee. Sal U ook nou kom lig maak in my donkerte. Help my om styf aan U vas te hou, om onwrikbaar te glo dat ek na vandag se trane môre weer sal kan lag. Dankie vir U liefde en dat U 'n ware Vader is. Amen.